24 Julie. Ons moet die moed van ons oortuigings hê, om beslis vir matigheid stelling te neem. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogals om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. 1 Korintiërs 9 vers 25. In die huiskring en in die kerk behoort ons Christelike matigheid te bevorder. Dit behoort 'n lewende werkende element te wees wat gewoontes, gesindhede en karakters hervorm. Onmatigheid is die grondslag van al die sonde van ons wêreld. Die kinders moet lesse leer, wat by hulle die moed sal kweek om sonde te weerstaan. Ouers moet baie versigtig wees watter kos hulle kinders kry. Dronkaards word te dikwels gemaak deur onmatigheid wat hulle tuis leer. Gee vir die kinders voedsel wat hulle verstand en liggaam sal opbou, maar hou sterk gekryde kos van hulle weg. Dit kan 'n verlange na nog sterker prikkelmiddels wek. Die gebruik van tabak en sterkdrank dra veel by tot die toeneming van siekte en misdade. Tabak is 'n stadige, slypende, maar uiters kwaadaardige gif, en die gebruik daarvan veroorsaak onberekenbare skade. Dis onnodig om die ewels van sterkdrank te beredeneer. Die dowwe, verdwaaste menslike wrakke, siele vir wie Christus gesterf het en oor wie engele ween, is orals. Hulle is 'n klad op ons geroemde beskawing. Hulle wat in die ou dae om 'n prys meegeding het besef dat dit belangrik is om matig te leef. Hoeveel te meer ons wat in 'n wedloop om 'n hemelse kroon meeding. Ons moet ons inspann om die sonde te oorwin. Dit vereis altyd en oral moed om die beginsels van strenge matigheid na te kom. Onthou dat u daagliks vir uself 'n web van gewoontes weef. Hoe stipter u die gesondheidswette onderhou, hoe beter sal u versoeking herken en weerstaan. En hoe duideliker sal u die waarde van ewige dinge kan sien.